sommer dadelik weg met die week se nuus. Kom ons maak so, meis. 16 mense het op 8 April 2024 hul kwaste by Stokkiesdraai by die Voortrekker Monument uitgepak en die doeke reggeskuif om die meesterskilder Elsa Cornelissen iets oor die skaars vaardigheid van skilderkuns te leer. Elsa Cornelissen is 'n bekende skilderkunstenaar. Sy is veral bekend vir haar ekspressiewe portretstudies, wildlewe-skilderye en simboliese realisme. Sy het haar graad in kuns aan die Universiteit van Pretoria in 1980 voltooi, waarna sy eers klas gegee het, voordat sy haar voltyds aan skilderkuns begin wy het. Dit is die eerste kunstslypskool wat die FHK se Kundrames vir 2024 aanbied. Kundrames staan vir die samekoms van kuns, drama en musiek. Gepraat van drama, die gelukkige besoekers wat hulle om 10:30 donderdagoggend in die Heldesaal van die Voortrekker Monument bevind het, is aangenaam verras met 'n spesiale toer en opvoer. Op Wêreldmonumentdag, 18 April 2024, het die Voortrekker Monument 'n spesiale toer deur die Heldesaal gedeel, met 'n verrassingsvertoning van 'n toneel uit die Geloftebyspel. Dit was regtig ongelooflik haas. Dit was ook 'n heerlike voorsmaak vir die eksklusiewe nagtoer wat weer op 3 Mei gehou word in die Voortrekker Monument. Dit is wel nie al wat op Wêreldmonumentdag gebeur het nie. Jaco Sillier het ook in samewerking met Mignon Venter 'n groep van omtrent 50 mense toegespreek in die buitepossaal van die Jeugland Oude Huis in Van der Wylpark. Tydens die geleentheid het Sillier die gaste toegespreek oor die vries wat in die Voortrekker Monument se Heldesaal is en ook meer inligting oor die Voortrekker Monument verskaf. Ons sluit dan die FHK se nuus af sodat ons na die Voortrekker Monument se nuus kan beweeg. Op 8 September 1910 is Karl Willem Heese in die Parel gebore. Hy was een van 10 kinders. Hy het sy skoolopleiding by Paul Gymnasium voltooi, waarna hy in 1927 aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer het en die grade BA, MA en 'n doktorsgraad behaal het. Hy het ook van 1931 tot 1934 aan die Stellenbosch Kweekskool studeer en hom as predikant bekwam. Dr. Callie Heese se kundigheid blyk duidelik uit die feit dat hy reeds as student by Stellenbosch Universiteit se sielkundige departement doseerpligte waargeneem het. In 1937 is hy aangestel as lektor in sielkunde en 3 jaar later bevorder tot senior lektor. Vanaf 1943 tot 1960 staan hy in bediening as leraar in Malmesbury, Bonnievale en Pinelands voor hy as hoogleraar in sielkunde aangestel word by die Universiteit van Wes-Kaapland. Hy beklee hierdie posisie tot sy afsterwe. Dankie meis. Nou vir my gunsteling deel van die nuus, die Voortrekker Monument se nuusoekie. 3 jaar na die nuwe bestuur van die Voortrekker Monument ingetree het die fokus geskuif van besoek na 'n museum na beleef jou erfenis met 38 groot projekte wat op die historiese terrein aangepak is in die kort tydperk. Hierdie besonderse sukses kan nou vir 75 jaar na die inwyding van die Voortrekker Monument aangekondig word. Ons deel graag hierdie suksesse na Wêreldentrepreneursdag en Wêreldmonumentdag gevier word en die monument homself posisioneer as 'n baken van hoop en die toonbeeld van kulturele entrepreneurskap. Hierdie sluit ook nie eers die kleiner projekte in wat op 'n weeklikse basis aangepak en afgehandel word nie. In 2020 het die Voortrekker Monument bestuur voor 'n moeilike besluit te staan gekom, of hy sy deure moet sluit of nie. Die Voortrekker Monument ontvang geen staatssubsidie nie. Daar is besluit om 'n omdraai-strategie in plek te stel en 'n nuwe bestuur aanleiding te neem. Danksy die gemeenskap se inkoop, kan die Voortrekker Monument nou met trots terugkyk na alles wat vermag is. Op Vrydag 12 April was daar al vroegoggendbedrywigheid op Welvanpas, die trekleier Piet Retief se geboorteplaas, om reg te maak vir 'n groot groep tuisonderrigkinders en hulle ouers wat hierheen kom om die staproete op die plaas te stap en op kennis van Piet Retief, die Groot Trek en Welvanpas te verbreek. FHK kultuurorganiseerder Johanien Kok het die groep op die roete geneem terwyl Rita Retief die eetgoed aan die einde van die roete gereed gekry het. Die deelnemers was opgewonde oor die mooi roete en het gretig die een feit na die ander op die roete raak gewees. Na 'n stywe entjies stap ontspan almal 'n rig by die waterval voor die groep weer in die pad val terug na die plaas opstal. Almal kort elke nou en dan vakansie of hoe? Beslis.
Selfs die joernaliste en die nuuslesers moet elke nou en dan weer is. Nou ja, kykers van die kultuurtuisterland en buite tuisterland. Ek en Haas het besluit dit is ons beurt om 'n vakansie te kry. Maar ons sien julle beslis weer. Tot 'n volgende keer, dan leer ons julle weer meer.